Okay. Ons is besig met voorbeeld 13. Ons gaan net so 'n bietjie aangaan. Ons is by die kartesiese vlak van trigonometrie. Ons het gister geleer oor die 4 kwadrante. Ons het geleer oor die CAST diagram of die All Stations to Cape Town. Wat is waar positief? Waar bevind jouself? Hoe is sin, kos en tan op of by daardie spesifieke kwadrante? So byvoorbeeld 13 op bladsy 81. Dis 'n heerlike voorbeeld om te doen. Ons is baie lief daarvoor om dit vir julle te vra. Dit gaan altyd in jou toets wees, in een vorm of 'n ander vorm. Hierdie is die eenvoudigste voorbeeld. Ek gee vir jou die volgende. Kos van theta is 4 op 5. En dan sê ek vir jou interval waarna jy kyk. Onthou jy, ons het nou vinnig daaroor gepraat by die huiswerk. Maar jou interval is alle waardes tussen 0 en 90 grade ingesluit. Nou, deur net te kyk na 0 tot 90 grade, behoort julle klaar vir my te sê, in watter kwadrant bevind ons onsself? Kwadrant 1, want dit is 'n skerphoek, tussen 0 en 90 grade. So, jy hoef regtig niks volgens skaal te teken nie, maar ek raai jou dan aan, gaan teken dan nou vir jou 'n mini-kartesiese vlak. Kyk hoe teken ek hom dat kwadrant 1 die hooffeature is, want ek gaan nie nou in die ander kwadrante werk nie. Dit help jy teken so groot as 'n stelsel en jy werk met so 'n klein stukkie nie. OK? Ons is in kwadrant 1. Wat jy ook sal oplet as jy die vraag gelees het, as jy jou handboek oop het langs jou, dit is ook nie nodig nie, maar hulle sê vir jou, jy moet hierdie nou doen sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou teen die tyd as ek vir jou sê sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, dan weet jy iewers gaan jy 'n driehoekie moet teken. Stem julle saam? Want ek mag dan nou nie 'n sakrekenaar gebruik nie. So ek wil glad nie hê, jy moet vir my theta gaan uitwerk nie. As ek sê sonder 'n gebruik van 'n sakrekenaar, raai ek jou aan, sit op jou sakrekenaar. Want anders gaan jy tempted wees. Ek wil nou weet hoe groot is theta en dan gaan jy pad af met die vraag. OK, so dis nie omdat ek jou lewe wil moeilik maak nie, ek probeer jou help deur vir jou te sê, gaan sit op jou sakrekenaar as jy nou nie jouself kan help nie. Nou toe, hierso gaan jy dan vir jou 'n driehoekie gaan teken. Nou julle sal ook onthou van gister het ek gesê, jy begin altyd by die oorsprong. Ons noem hom O, dit is waar die twee assestelsels mekaar kruis. En jy trek nou vir jou 'n radius, 'n lyntjie, in any which way you want, so lank as wat jy nou in die eerste kwadrant is. So ek gee nie om hoe lank jy dit trek of tot waar nie, jy trek vir jou 'n radius, het ons dit genoem. Jy maak vir jou 'n pragtige kolletjie daar, en nou moet ons die driehoek voltooi. Nou, wat het ek vir julle gesê, wat doen jy? Jy gaan, so jy wil nie daai driehoek, moenie dit doen nie. Jy gaan nie gaan en sê, ek maak my driehoek so nie. Jy gaan mos nie met jou bou dit in die muur gaan sit nie. Jy gaan sit plat op jou sitvlak. So. Dit is hoe jou driehoek lyk. Jy gaan altyd na jou naaste x-as toe, om jou driehoek te voltooi. Nou is die volgende vraag, juffrou, waar kom theta? Is theta hierso of is theta daarbo? Onder. Hoekom? Want ek het vir jou geleer, jy begin by jou positiewe x-as, jy beweeg in hierdie rigting, so die hoek wat gevorm word, daardie hoek is theta. Dit klink ook nou super eenvoudig, maar vir sommige kinders, dis asof julle nie weet om die driehoek te skep nie, so ek leer nou vir julle klein hapie vir hapie, ek spoon feed julle totdat dit later van self gebeur. Nou gaan jy sê, baie dankie juffrou, dis eintlik baie maklik. Right, cos theta is 4 op 5. Nou gaan ons na die oorspronklike inligting toe, 4 op 5. Cos staan bekend, of wat is die definisie van cos? Wat op wat? Aangrensend op skyn. So as ek het 4 op 5, dan is 4 my aangrensende sy. Aangrensend. En 5 is my skynsy. So in terme van theta, sal hierdie 4 wees. En jou skynsy gaan altyd teenoor jou 90 grade hoek wees. Jou skynsy is ook altyd jou radius, as ek dit so kan stel. Maar nou vra ek vir jou, as ons teruggaan na die vraag, skus, ek sien ek het nooit die vraag neergeskryf nie, bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en met behulp van 'n diagram die waarde van tan kwadraat theta. Dit is wat ons eintlik wil bepaal. Nou sê ons maar juffrou, ek het nie my teenoorstaande sy nie. As daar maar nou net 'n manier was wat ons dit kon vind.
Mooi. OK, as jy Pythagoras gaan gebruik, dan gaan jy sien, dit is 3. Ek sal verkies, ek raai jou aan om wel te skryf Pyth. Jy kan die berekening gaan doen as jy wil. Juffrou, Ja, as ons Pythagoras sal gebruik, moet ons dan eers die lyne benoem. ja, sien, dis hoekom ek hier daarvan hou nie. Doen net Pythagoras, geef my, werk dit uit. Ek wil 'n skets sien, ek wil jy moet vir my wys Pythagoras. Julle is graad 10, dat ek net gou vinnig dink, wat sal ek vir 'n graad 10 kind, okay. Wys nou maar vir my, as jy die skets, as jy dit moet benoem, dan is my raad aan jou X, Y, R. Soos wat ons die heel eerste keer dit benoem het. X is mos jou horisontale lyn, Y is jou vertikale lyn en jou radius is jou skynsy. En as jy dan Pythagoras sou gebruik, dan sou jy gesê het Y kwadraat is gelyk aan X, ek jok, R kwadraat minus X kwadraat. Met ander woorde, jou radius kwadraat minus 4 kwadraat, dan kry jy 9 en dan gaan jy sê Y is gelyk aan 3. Ja, dis wat ek sou gedoen het. Of gee enige, jy kan enige veranderlike gebruik eintlik maar. Ek gee nie eintlik vreeslik om nie, solank jy by 3 uitkom. Nou kan ons tan kwadraat theta bereken, almal is by. Ons wil die waarde van tan kwadreer. Ek het nog op geen stadium van hierdie geveg my sakrekenaar uitgehaal nie. En ek gaan ook nie. Tan is teenoorstaande op aangrensend, so tan sal wees 3 op 4. En jy is klaar, 9 op 16. Maklik of moeilik? Ek weet as mens vereenvoudig is dit. Jy kan nie, want daar's nie 'n gemeene faktor tussen 9 en 16 nie. Jy verstaan. OK. Almal by? Dis nie te moeilik nie. OK. Ek het mos vir julle gesê trig is lekker. Ons gaan na voorbeeld 14 toe. Is daar iemand wat nog gou wil afskryf wat nog iets gemis het hierso? Right. Voorbeeld 14. Nou, hy lyk 'n klein bietjie anders. Ons sê nou vir jou as 13, wow. Nuwe vraag. Dis die inligting wat ons vir jou gee. Ons gee vir jou nog inligting. Ons interval waarna ons kyk is vanaf 90 grade al die pad tot by 270 grade. Nou ek weet klaar, daar staan bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en met behulp van 'n diagram die waarde van whatever. Sonder 'n sakrekenaar met 'n diagram. Great. Ek gaan eers hierdie vergelyking gaan gaan manipuleer eerder, herskryf sodat ek slegs vir sin theta het aan die linkerkant. Almal is by, ek het gedeel deur 13. En nou kyk ek na my interval. Ek moet werk tussen 90 grade en 270 grade. Nou as ek moet werk tussen 90 en 270 grade, dan is my opsies as volg. Kwadrant 1, kwadrant 2, nee ek jok. Wat is die twee opsies wat ek het? 2 en 3. Daai is die twee kwadrante wat ek moontlik kan oorweeg. 2 of 3. Maar nou kyk ek na die waarde van sin. Sin theta is negatief. Kan jy sien dat my breek wat ek kry vir theta is negatief? Nou gaan ek aangaan. All stations to Cape Town. Ons het gesê dis of kwadrant 2 of kwadrant 3. Maar die volgende ding waarna jy kyk is jy moet sien, maar wag, sin moet negatief wees. So tussen kwadrant 2 en 3, watter ene gaan dan nou die een wees wat ons kies? 3, korrek. Want by kwadrant 3 is sin negatief en ek is dan binne in my definisieversameling of my interval wat ek soek.
So ek wil jou skets sien. Jy moet 'n diagram teken. Nou op 'n tegniese punt, ons meet mos alle hoeke vanaf die positiewe x-as. In die vorige vraag, en ek gaan net gou vinnig teruggaan, kan julle onthou ek het 'n blouerige pen gevat, en toe sê ek vir jou, jy begin hier by 0, doef, en dan meet jy jou hoek. Maar indien ek dan nou dieselfde beginsel gebruik, byvoorbeeld 14, dan moet ek ons eintlik weer begin by my positiewe x-as. OK, hier gaan ek. Ek's nog nie daar nie, ek's nog nie by my radius nie, my radius het nog nie, daar, ek het hom. Dit is 'n inspringende hoek. Hy is groter as 180 grade, kleiner as 360 grade. Kan julle dit sien? Theta is groter as 180 grade, kleiner as, whatever. Ons is in die derde kwadrant, dis 'n inspringende hoek. Dis nie 'n reguit lyn nie, nie 'n skerp hoek nie, nie 'n stomp hoek nie, nie 'n omwenteling nie. Dink aan alles wat julle in graad 7 geleer het. Maar nou teken ek dan nou vir theta hierso. Maar ek wil binne my driehoek werk. So vir die doel van die driehoek, ons gaan vir jou theta so gaan aandui, maar vir die doel van jou berekeninge en teenoorstaande en skuins en alles, gaan jy dink aan theta as binne in die driehoekie. So jy gaan sê, ek weet my hoek is inspringend, maar vir die doel van my driehoekie, gaan ek verbeel dat theta net binne in my driehoekie is, net om my berekeninge te doen. Maak dit sin wat ek vir julle sê? OK, so ek weet theta is groter as dit, maar nou ja. Nou gaan ons aan. Hulle sê vir ons sin theta, ek het nou vir theta rooi gemaak, is minus 5 op 13. Nou gaan ek gou sê, x, y, r. Julle kan dit skryf of julle kan dit uitvee. Ek wil weet, waar skryf ek vir minus 5 en waar skryf ek vir 13? Anke. Ja. Korrek. Ja. Skynsy, baie dankie. Kan jy sien, en dit het ek ook al voorheen genoem, en ek gaan dit weer en weer sê, want dit gaan oor repeteer, herinner. Jou skynsy is altyd 'n absolute waarde. Dit is altyd 'n positiewe waarde. Jou radius, dit is net 'n afstand. OK? So jou radius gaan altyd positief wees. Dit lyk so of hy negatief moet wees. Ons is dan nou in die negatiewe kant van x en y. Skryf hom positief asseblief. X en y is negatief. Jou radius is altyd positief. Net 'n klein tegniese punt. Goed. Hoe gaan ons vir x vind? Pythagoras. Jy is welkom om nou alles weer te gaan uitskryf. Wat wel vir my belangrik is, hallo? Ja? Nee. Gaan 12 wees. Nie? Waar nie? Ek moet die 90 grade maak. Baie dankie. 90 grade. Hier het ek op die dak gaan sit vir die wat wonder. Toe ek my driehoekie klaar maak. Vat net altyd na die naaste x-as. Onthou jy ek het begin met 'n radius en toe gaan ek x-as toe. Jy gaan nooit gaan na die y-as toe nie. Jy gaan altyd reguit x-as toe. OK. Dit is belangrik. En ek het my 90 grade ingesit, en nou met Pythagoras, x is minus 13. Ag, 12. Minus 12. Jammer. Hoekom is dit negatief en hoekom is dit nie positief nie? Dis aan die negatiewe x-as. Ons het die positiewe x-as, ons het die negatiewe x-as. Dink aan 'n getallelyn, 0, 1, minus 1, 2, minus 2 ensovoorts. So ons is aan die negatiewe x-as, daarom moet jy negatief 2 negatief 12 skryf. En as jy nou regtig, jy moet maar eintlik altyd iewers Pythagoras net vir my aandui. Die skynsy is altyd positief. Jou radius is altyd net 'n afstand. OK. Ons gaan terug na die vraag toe, is almal by met hoe ek hierdie skets construct het. Ek het dit nou in detail gedoen, want as jy hom een keer verstaan, ek bedoel, ek verwag volpunte hierso.
Okay, ons gaan dit inoefen. Wat verwag ek jy moet doen? Die vraag is, bereken nou die waarde van cos theta plus sin theta. En vir die wat wonder, ons doen hierdie tot en met matriek. Dit gaan so klein bietjie moeiliker raak elke jaar, ietsie klein bykom, maar ons doen dit tot en met matriek. Okay, ons het ons driehoek. Cos theta. Cos is aangrensend op skuins. Wat is aangrensend? Wat is die waarde? Baie mooi. En wat is sin theta? Hulle het dit eintlik klaar vir ons gegee daarbo. Dit was die inligting wat hulle vir ons gegee het, maar okay, hulle vra hom nou weer. My noemers is dieselfde. Ja. En dan kry ek minus 17 op 13. Jy is baie welkom om dit so te los. Jy kan dit verander na 'n gemengde getal toe ook. Ek het nie issues nie. Ek wil enetjie saam met julle doen wat uit jou huiswerk uit gaan kom vir oefening 8. Een saam met julle doen, dan kan ek die toetse uitdeel, okay? So vanuit oefening 8 op bladsy 82 en ek 'n lekker moeilike een kies om vir julle te verduidelik. Ek gaan H vir julle verduidelik. Hulle gee vir jou 'n skets. En dan gee hulle daai punt as P, B en 18. Dis die skets, dis nie 'n 6 nie. Die kinders kan nie uitfigure wat ek skryf. Ek hoop julle kan sien dit is 'n B. Right, verder gee hulle ook vir jou tan theta is 12 op 5. En hulle sê vir ons bepaal die waarde van B. En dis al wat hulle vir ons gee. Dis 'n punt op jou kartesiese vlak. Uit 'n x-waarde van B en 'n y-waarde van 18. Ja, ons gaan. So ons begin met tan theta is 12 op 5. Nee, gaan ons daarmee begin. Julle, ons het 'n soortgelyke een gedoen, maar in die vorige huiswerk. Laaste keers. Kan ons net gou vinnig hieroor gesels? Ek wil nou hê, begin vir my met die skets en besluit waar sit jy die B en waar sit jy die 18? Okay. Dis nie hulle waar is nie. Maar, hou vas. Die hoek is dieselfde. Gelykvormig, ja. Stadig nou. So nou, as ek vir jou sou vra, deur jou skets te gebruik, wat is die waarde van tan, of geef my 'n uitdrukking vir tan theta, net deur jou skets te gebruik, dan gaan jy sê, as ek my skets gebruik, of my diagram, dan is tan teenoorstaande op aangrensend. Maar ek sê ook vir jou dat tan is 12 op 5. Nou, tan theta is tan theta. So wat ek vir jou sê is, hierdie is gelyk aan daai, nie waar nie, want die hoek het mos nie verander nie. So as die linkerkante gelyk is aan mekaar, dan moet die regterkante mos gelyk wees aan mekaar. Okay? Dan moet dit waar wees dat 18 op B
is gelyk aan 12 op 5. Nou kan jy kruis vermenigvuldig, vir die wat wonder wat dit is. Jy maal albei kante met 5, jy maal albei kante met B, of jy oor kruis maal. Ek voel asof ons dit in die laerskool gedoen het iewers. Wag gou eers, ek wil gou eers daarby uitkom. 5 maal 18 dink ek is 90. 12, is ek reg? Wat is B? 5 maal 18 is 90. Ja. Het ek 'n fout gemaak? En dan gedeel deur 12 is 7,5. Ek gaan nou niks doen nie. Hulle het net gevra bepaal die waarde van B. Nou wil ek vir julle ietsie verduidelik. Heel aan die begin, ons heel eerste les van Trieg. Kan julle hierdie alles onthou? Julle daai dag geteken en gehighlight laat dit goed gaan. Maar in ons heel eerste les het ek gelykvormige driehoeke met julle gedeel. Ons het dit geteken en ek het gesê, hierdie is theta. Okay, en dan het ons nou, hulle is gelykvormig, 90 grade, sye. So die sye is in verhouding, want die driehoeke is gelykvormig, want die hoeke is ewe groot. En die gevolgtrekking wat ons hier gemaak het, en ek het so gehoop ons kan terugkom hiernatoe, is dat in al my gelykvormige driehoeke gaan die teenoorstaande opskyns elke keer vir my min of meer dieselfde waarde gee. Maar hierdie driehoekie was kleiner as hierdie driehoekie. So nou het ons 2.3 en het ons 4 gehad, maar dit was ooreenstemmend want die sye het ook langer geraak. Maar omdat die hoek dieselfde is, elke keer was die hoek dieselfde, daai waardes verskil, maar die verhouding gee elke keer vir jou dieselfde. En dis presies wat ons nou net gedoen het. En ek gaan vir jou wys, want nou sê hulle my juffrou het dan nou net een driehoek geteken. Ek gaan nou vir jou nog 'n driehoek teken binne in daai driehoek. Kyk gou hier. Waar is ons nou? Hierso. Okay. Eintlik was daar nog 'n driehoekie. Hierso. Hallo. Now it's all coming back to me. Daar was nou nog 'n driehoekie en wat ek vir jou gegee het is ek het gesê daai sy is 12 en hierdie sy is 5. Jy was op soek na B, daai lang enetjie. En jy het 18 gehad. Die driehoek is gelykvormig, die hoek bly dieselfde. Volle sirkel. Okay, julle het huiswerk, ek gaan dit nou vir julle opskryf.